Hallo julle, so toer ons van Hartenbos af het ons nou deurgeskiet op die dam toe. Die verwysingsroete soontoe die beste is maar om te sê, is die deurry na die Kango-grotte toe. Op die dam, dis een van die staanplekke waar ons verseker weer 'n draaisel kom maak. Hier sien julle Karusa Gin, ons gaan nou 'n bietjie oor hom praat. Maar die plek self terug na op die dam toe, wat 'n aangename plekjie om by te wees. Daar regs is 'n ou winkeltjie waar jy 'n paar goed kan gaan koop. Wat al die nodige benodighede soos hout en vleis, ys, koeldranke tot 'n ou klein wynplekjie en bier. Maak seker jy bespreek redelik lank voor die tyd. Die plek is baie gewild, baie vol. Ons het nou buite seisoen deurgegaan en daar was redelik baie beskikbaarheid. Veiligheid, baie veilig daar, dis wat ons kon sien. Jy kry dan 'n afstandbeheer wat in en uit gaan, wat dit ook vir jou natuurlik nou baie makliker maak. Met die ingang daar, soos jy deurry, groot dam aan die regterkant waar jy groot baarbabers kan uittrek. Met kanoes ook wat hulle uithuur. Links is daar so 'n paar huisies, elkeen daar het toegang tot 'n swembad. In die ondergedeelte waar ons staan by die kampeerplek is waar jy jou eie swembad gerewe het. Vir die manne wat karavaan sleep, by die boswa het agter, nee, my vriende gaan sê, dis nie 'n boswa nie, dis 'n bossleepwa, of 'n omboude karet. Anyway, having said that, die pad deur soontoe, hy's lekker sement, ding stuk geteer ook, so dit maak dit baie maklik om deur te ry. Toe ons deurgegaan het, was ons vir die eerste aand al mense na hele staanplek. Dink dit was lang naweek net daarna gewees. So dit was nou lekker om 'n plek vir jouself te hê. As die dag daarna het die mense begin inkom, en as jy nou afry met hierdie draadjie, so lekker Harnaal draai, is die huisies aan die linkerkant. Die manier hoe hulle karavane of boswaans of wat ook al parkeer, is of voor die huisie of langs die huisie. Hierdie span het die dag na ons ingekom, en was nogals interessant hoe elkeen sy plek opsit, maar jy kan ook sien, dis mense wat al gereeld hier kom kamp, hulle weet ook nou al wat is waar. Die pad loop redelik naby die kampeerplek verby, op 'n stadium met van die mense, hulle tente, is amper by die pad opgeslaan. Maar ag, niemand is in niemand se plek nie, daar is die pad geplafy. Jy gaan nie deur na die nuwe, kom ons sê nou maar, uitbreiding, ontwikkeling op die plaas. Daar's twee gedeeltes deur, daar regs en dan die aan die linkerkant. Julle gaan nou sien, soos ek weer eens sê, baie unieke plekkie, baie aangenaam, en dis een van daai wat jy net kan afpak en jy goedjies in 'n huisie pak en Bob se ankel of kampeerplek is jou koning.
Vir die van julle wat na die vorige programme gekyk het van Hartenbos af, ja, meneer Slim het die helfte van die tent by die huis vergeet en ons het Hartenbos so halfpad opgeslaan en met hierdie een voortgegaan om in die helfte op te slaan. So ek moet 'n bietjie weer daar van die boswaar gewys het. Hier is die plekkie wat jy vir jouself kry, die aftakgedagte. Ons gaan gou weer terug. Ek wil net so 'n bietjie afsjou met die helfte van die tent om te sê, dis daarom ook moontlik om in die helfte in te slaap. Hierdie is ons ou slaapplekkie. Hy lyk baie groot, maar daar is meer as genoeg plek. Ek het voor ons gery het ook 'n paar liggies, LED-liggies ingesit, bietjie meer die ligte aangepas en vir die eerste keer som ons dubbel yskas binne ingepak. Daar was 'n gasstoofgedagte in gewees. Ja, en so lyk die res van die kampeerplek, baie nice swembad. Ons het, of ek het eendag bietjie daar ingespring. Dit was baie koud, maar baie verfrissend. Meer is genoeg plek om rond te beweeg, jouself te geniet. Ek kom maar net weer terug. Baie lekker plek, skoon, geriewe is reg, geriewe is netjies en is stil. Vlees wat jy lastig nie. Ons moes maar 'n bietjie knyp vir die kampgeld, het ons nou maar so vir 'n week of 3 aardappels van alle kante af geëet. Aardappels van bo, aardappels van onder, 'n spicy op. Ja, daai sakkie, is die silikon sakkie wat ons so 2-3 jaar terug gekoop het. En dis nou een ou wat jy nie gaan deurbraai nie. Jy sit hom net nie op oop vlamme nie. Maar hy werk perfek. Nee, daai vleisgoedjies wat julle daar sien, dit is die buurman se wat ons nou maar gebraai het. Ons het nou maar net die ou aardappeltjie geëet. Daai is sosaties en vleis wat ons by 'n slaghuis gekoop het. En dis hierdie plek, Andre en Teresa het vir ons gesê, gaan Karoo Lucerne slaghuis toe. Mens moet nie ingaan nie. Is amper soos Delico hier by ons in die Kaap. Joh, maar alles is lekker daar. Stap met 'n groot sak en 'n groot sak uit en daai ou biltong en droewors, jojo. Ja, moeite werd as jy in daai area is, gaan stop gerus daar. Hierdie mense se produkte is regtig waar goeie gehalte. Doringkraal padstal, hy is vanaf Oudtshoorn deur na De Rust toe op die N12. Dis nou een dingetjie wat ek en Amanda geniet as ons so rond rits, is om by padstalletjies in te gaan. Nou nie elke ou wat jy kry nie, maar as iets vir ons lekker lyk, gaan ons in. Ek het dan ook net toestemming voor die tyd gevra vir die eienaar of ons daarom kan afneem. Neem maar net kennis as jy so rond beweeg en wil videoetjies goed maak. Ken maar altyd die eienaar daarin en vra vir iemand, kan jy hom net toestemming kry om te neem. So bly ons het hier gestop. Hulle spog met roosterkoeke. Oh my head, soos Amanda sê. Ons het 2 gekoop. Een was vol struis, die ander een was curry. Damn, ons is spyt ons het nie meer gekoop nie. Daai goed is flippend lekker. En ons het nou al roosterkoeke geëet, maar hierdie ouens kan maar. As jy daai area verbyry, stop gerus. Dit is 'n lekker plekkie om by te stop. Uit die moeite werd. Ja, vol struis biltong. Jo, daar is nogal 'n sagte plekkie by my. Nou ja, en in tipiese Amanda, kom ons kry 'n klein ietsie en dan stap jy met 'n sak uit. Het ons die pad deurgevat van Padstal af via De Rust na Meidingspoort toe. Ag, en De Rust is so 'n oulike plekkie om by te stop. Ek hou van hierdie ou koffiedonkies. Ons daar stop, koffie gedrink en 'n tert geëet. Kan nie meer onthou nie. Ja, maar net ons geweet 3 weke na ons tripie daar het Meidingspoort soos almal seker nou ook weet lelik verspoel. Was bevoorreg om die video daardeur te neem, want dit is net eenvoudige baie mooi pas. Wêreldbekend, baie toeriste wat soontoe kom, was aangenaam verras met hoe skoon, hoe netjies die geriewe daar is, hoe mooi hulle hom ingerig het. En hulle was nog besig om die vloede van, wanneer was dit nou, Februarie, Maart nog reg te maak. Ja, en na die tyd kan hulle dit glad nie eens meer reg maak nie. Aanduidings is dat die pas eers teen einde 2027 reggemaak sal word. Daai plekkie het ons eers by gestop en nou lekker roosterkoeke by geëet. Dit is moeilik om te beskryf
die voor en die na, die voor wat jy beleef, maar die na was mense daar om het op 'n ander manier te beleef. Ja, daar is die roosterkoeke wat ons geëet het. Lekker man, lekker soos hulle sê. Maar terug by die vloede self. Ja, moeilik om te envision, ja. As jy daar was voor, dan mense wat na die foto's geneem het, en op die foto's, net akkreditasie, ek het baie afgelaai van Facebook af, vir die fotograwe, ek ken nie almal nie, maar dis hulle werk, ek het geen na-foto's geneem nie. Maar ja, ongelooflik. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us from now. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. So let's let the good times roll. Die staproetetjie gaan hier op na natuurlike waterval toe. Baie lekker gewees, mooi skoon water, hy is amper so skoon jy kan hom drink. Maar jy moet seker, want hy kom uit die berg uit. Poort aan Cape Nature, hy is nie geraak deur die storms nie, maar natuurlik nou nie toeganklik as jy nou daar verby sou ry nie. Maar ook, soos jy in die begin gesien het, baie netjies staanplekke, die inligtingsentrumie wat ons nou gaan wys na die watervalletjie, het ook ongelukkig skade gekry. Die water is dieper as heuphoogte daardeur. Nou kan mens net dink hoeveel skade aangerig is in die infrastruktuur in die area vir juist die plekke wat daar gebou is. Ek dink net persoonlik gaan dit baie moeilik wees met die herstel om die paaie bo vloedvlakte te bou, as dit nou sin maak. Jy weet, met daai natuurlike waters afkom, ja, dit gaan 'n uitdaging wees. Maar so jammer, want dit is so baie mooi plek om by te stop.
Ja, die inligtingseentrum verduidelik nogals baie mooi die geskiedenis van Meyringspoort. Van die vroeë 1800s reg deur die voertuie wat hulle gebruik het, hoe hulle die paaie oopgeskiet en gemaak het en gebou het en wat 'n ryke geskiedenis se verduideliking in hierdie klein plekkie. Maar een ding is gewis, jy stop nie die natuur as hy in volle omgang is nie. Die massas water wat hier afgekom het, die volumes wat afgekom het. Dink nie mens kan dit saamvat in woorde as jy nie daar was om dit te beleef nie. As God se hand uitreik in terme hiervan kan mens hom nie stop nie. Ja, na Meyringspoort het ons die pad teruggevat. Ek het nou so sig gegee as ek nou terug moet dink aan die skare. Maar het ons teruggevat die pad daarna op die dam toe. Net so agterom is hierdie plekkie Karusa. Konnoisseur Amanda, wynkonnoisseur Amanda, toe sy die plekkie sien gesê, daai is my plek. Kom ons sal doen 'n ou wynproe en 'n gin proe. Hulle maak hulle eie gins, ek het maar vir die gin gegaan. Wynkonnoisseur Amanda het vir die rooi wyne gegaan. Karusa, julle mag maar. Dit was nou regtig waar 'n baie lekker pitstop. Met die wyn, goeie wyne, goeie gin en dan daai pita brood wat ons bestel het, al die goede op, maar ek laat nou die kommentaar aan baie lekker. Wynkonnoisseur Amanda oor. Nommer 2 is 'n One Tree Hill Pinotage. Pinotage is my gunsteling, so kom ons probeer. First, Daai een is baie lekker. twirl it, then you curl it, then you taste it. Baie Wat ruik jy? Oudtshoorn, hout. rooikruid of Oudtshoorn hout. nommer, Oh, is lekker. nommer 3? Weet jy wat? Hulle is koud, so dis. Koud. Ja. Hulle is die regte temperatuur. Nommer 3 is Nommer 3 is Terry Noir Terry Noir. Shiraz /Syrah. Dis nou Kraaifontein version. Maar so en so. As daai polisieman na my toe gekom het, so ek kon hom ek onthou Hy's nie my gunsteling nie. Sover is daai Wat een. was daai? Oor die Terry Dis die Noir. Terrenon, nou ene Franse en 'n wyn. Shiraz en 'n Shiraz en 'n Shiraz wat gemeng is. Okay. Dan is dit 'n Vier. double black petite Shiraz. Petit Shiraz. Ja, ek is nie 'n Shiraz fan nie, maar Shiraz is right. Die Wat is die verskil? een eindig met 'n H en 'n een eindig met 'n Z. Ja, want hy was 'n groot ou. Hy was nou kom hulle daar aan by ons by die huis. Nou kom kuier hulle my ma sê ookie my Te gunsteling. ver nog net een. 1 en 2. 1 en 2. Okay, nommer 5. Dit lyk na 'n baie ou wyn. Dis ook 'n Shiraz en 'n Wat se jaar? Wieg nie 2018. Ja, ek kan sien want hy het 13 babbeltjies. Hy is die oudste hier rond. Hy is die oudste. Donker kleur. Almal is donker. Terwyl kyk aan die bane. Dit mos 'n teken van 'n goeie wyn. nowadays. Hy ruik lekker. Nou is ek bang vir wat ek is bang hulle doen verkeerd. Ek bang dat hulle my gaan toesluit omdat ek Ookie my gunsteling hè. bang omdat hulle Nee, die twee is baie lekker. Doen 'n gin tasting. Die eerste een is Citrus Grandis.
Juniper based with grapefruit and hints of mango. Perfect summer sipper. Think island life in the Karoo. Dis 'n citrus Jy is nog. veronderstel om Indian tonic of eers die glas los kry. Ek proe hom net. Drink jy hom net so? Ja, nie sleg hè. Ons gaan na die volgende toe. Maar sy help jou. Ek is nie bang vir. Ek Ginadella. ryk hom tot hier. Die volgende is Ginadella. Ginadella. Aroma gins are forward fruit expressions of your favorite summer flavors. Nummer 1, sniff and savor the gin samples. Sniff is gewoonlik, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Sniff and savor gin samples. Jy moet nie Add die goed third in of nie. your tonic soda to each, sip and enjoy. Maar ons proe hom net eers so rou. Lyk of hier gogga in is. Dis Ginadella pypies man nie. Ons sal nou wys wat hier in is. So dit is Ginadella. Juniper based with passion fruit and touch of pineapple. Lazy summer at a pool chiller cocktail. Ek dink ek sal hou van hom. Ja, lekker. Ek sal van hom hou. Lekker. Iets lekker. Die goedste. Jy moet veronderstel om die wyn op te wys, Kokkie. Ons moet nou weer begin. Ek Dit wil is die die Citrus Grandes. Dit is die Ginadella. My video-operateur het rooi wyn. Man, Dis hierdie een is Berrylicious. Okay, wys nou. Berrylicious. Ek kry die glase en Juniper vir based jou. with blackcurrant and whiff of strawberry. Summer sundowner special loaded with aroma and flavor. Is dat die derde keer? 10 minute wat jy my af. She said, really? I said, ja. I said, just round the corner. Net vir kennis nou, maar ek het vir jou en die glase in, just saying. That's what she said. Sorry, you may go. Ai, okay, die goed doen nog almal dieselfde, ons sal nou daai besigheid bygooi. En dan sal ek my opinie lewer. Chorizo sausages, jalapeno, feta, onion, Jy het nou alles opgesit. Ja, alles op, net vir jou. Oh, my naam. Jy kom maar die prentjie nou, kus hy. We don't do plain. Okay, laat. En as julle al die byklanke hoor, dis twee dames wat links sit, hulle moet van die Karoo afkom. Nou weet Amanda hoe klink sy in 'n mall. Dit was heerlik. Ek het baie lekker gekuier. Die pizza was lekker geweest en die wyntjies het al hoe lekker. Die nommer 1 en 2 was die beste, maar toe raak hulle al hoe lekkerder soos dit kan gaan. En jy, Charlie? Alles op. Dis nou besig aan die swembad. Hy gaan nou slaat. Come on. Vanaand maak ons 'n pasta pot, ryspasta. Nee, Mandela. Hoe jy dit sep geloop? Ons het eers eie gebraai en dis is mushrooms daarbey. Wat sê? Die pasta moet jy nog gaar maak, kook. Pasta's klaar gekook en dan gaan ons net die sousies insit. Net so. Ja, dis nie daai tipe pot. Mag jy roer? Dit is daai tipe roerpotjie. Hy moet geroer word. Rysnoedeltjie, gooi 'n ryspasta noedeltjie in. Nou. Okay. Dan sit ons nou vanaand, van die eerste keer, ek ken dit glad nie. Tannie Ina se Kan jy sien? Tannie Ina kan jy sien. Draai hom om. Se mushroom, Kan jy sien? daar so. Se mushroom pesto sousie hierin.
Wat is die verskil tussen pasta, rys en pasta? Dis 'n noedeltjie. Dit is pasta, waar rys net rys is. Ja. Dis pasta. Wat men nou by? Okay, nou gaan ek 'n bietjie suurroom bysit. Nou, die suurroompie. Wel, nee, die belangrikste. Dit was klaar nie al. Ons was gerookte hoender, ja. Gerookte hoendertjie by. Dit lyk lekker. Okay, dan gaan ek die suurroom bysit. Ja, hierdie hoender koop jy by Checkers. Al die ou hoender wat hulle nie op die rak verkoop nie, rook hulle en dan kan jy pot maak daarmee. So 'n bietjie suurroompies. Die pot is nou vir 12. Ons 2. Ag, weet jy. Wat moet nou nog bykom? Net 'n bietjie kaas, maar ek dink ek het net 'n bietjie nou die kaas op bysit. Miskien net so klein bietjie. Die roer die pot gaar, jy weet. Ek doen net alles bymekaar, my lief. En dan 'n bietjie kaas en dan is pop jou aankoop. Is nog koud nog. Koud. En Lekker. Ja, is lekker. so klein, ek gaan nie baie nie. Miskien nog so 'n bietjie en dan is dit klaar. Okay, kan die deksel maar opgaan. Glo my, dit is jammer. Ons kan hom skuif. Dan hier die deksel daar so. Ons het uitgery Swartbergpas, ook voor die storms en van Swartbergpas by Wilgewandel Holiday Farm, ook so net so voor die Kango-grotte. Daar het ons lekker geëet. Op pad terug El Nathan, plekkie wat ons by gestop het. Hulle samel geld in vir minderbevoorregte kinders wat skool gaan. Hallo julle Soetoerons, ons sien julle by die volgende episode wat die laaste een gaan wees en hooplik nie so lank gaan vat om deur te gee nie. Geniet hom!